Vanoggend wil ek met jou praat oor God het jou gered om 'n verskil te maak. Glo jy dit? God het jou gered nie net om hemel toe te gaan nie. Jy moet dit verstaan. Want daar's baie kinders wat dink God het my gered en ek is op die gravy train hemel toe. Realiteite, kom ons wees eerlik, en ek praat van die breë algemene kerk. Ek praat nie net van 'n spesifieke gemeente nie. En jy mag dalk al baie preke gehoor het oor hierdie gedagte, maar weet jy, as God sê ek roep jou om 'n verskil te maak, om 'n arbeider te wees, is daar loon. Daar's seën. Daar's 'n blessing. En wat baie mense nie besef nie is, ek mis God se seën en se salwing en se blessing, want ek doen niks. Kom ons wees eerlik. Kom ons wees eerlik. Ek is 'n onderwyser van beroep daar by Hoërskool Suiderlig, so as Heilbron se busse daar intrek, dan weet ek die rugby kry pak slaap. Feite, kyk dis een ding om teen 'n boertjie rugby te speel as jy met een van daai stadsjapies of dorpsjapies moet probeer huishou wat hulle is meer op 'n PlayStation as op 'n veld is. En weet jy wat is my die beginsel is dat jy pluk die vrug van jou arbeid as jy werk. Daar's 'n rede hoekom. Dames en here, luister vir my, geliefdes, luister, daar's 'n rede hoekom sekere mense in hierdie lewe ver gaan en ander nie. Daar's 'n rede hoekom sekere mense in hierdie lewe meer geseënd is as ander. Daar's 'n rede hoekom sekere mense meer suksesvol is, want daar's 'n beginsel van as ek werk, is daar loon op my arbeid, en wanneer daar loon op my arbeid is daar seën. Gary Player het gesê, the more I practice, the luckier I get. Hoe is eerlik? En ek wil vir jou sê, nou kom ons in die kerk, en ou kyk na die deursnee kerk, en die pastore praat van 'n 80-20 beginsel. Elke 100 mense wat aan die kerk is 20 aktief. Hulle brand vir die Here. Hulle doen iets. Hulle is betrokke. En 80%. Hoekom kom hulle kerk toe? So jou TV-lisensie. Betaal om is die regte ding om te doen. Nee. Ons sal nou, dis waar ons eintlik almal sê eienaar wat. Meeste van ons het nie meer TV's nie, ons kyk op skermpies en ons alle verskoon. Maar weet jy wat, party ouens is dit die regte ding om te doen, vir party ouens is dit, ek is so groot gemaak, is in my ingeslaan man, kom ons wees eerlik, ek gaan nou by die woord. Ek gaan dit onthou, dien die Here al, ek het met 9-jarige ouderdom tot bekering gekom. Daai jare was daar nog Sondagskool en toe kerk. In daai jare kon jy nog loop, want dit was voor die nuwe bedeling. So ek kan onthou, as ek en my boetie, dan word jy wakker gemaak. Ek wil nie, dan is dit van, jy gaan. Dis reg. En dan loop jy kerk toe. Ek 9, hy 7, dan sleep jy hom. Hy moet maar moun. Maar my pa moet net nie uitvind jy bank Sondagskool. Jy draai nie stokkies nie. Jy gaan Sondagskool toe, want hy gaan die kerk vra, en wat het jy geleer? Dan kom jy eksamens, as dit van pa hier, nie, dan sê hy, wil jy hê die Here met jou seën? Jy sal kerk toe gaan, dan gaan jy. Sit jy daar, en dan sê, ag pastoor, skryf môre wiskunde, hou hom so kort. Jy verstaan nie. Nee, en kyk, ek het wiskunde gepluk in matriek, ek dink, daai vak is nie, kom ons los, daar, ek het my bedenk oor daai vak. Maar ek wil vir jou sê, God het jou geroep om 'n verskil te maak. En nou kom Paulus, jy kan sal by blaai na 1 Korintiërs 3 toe. En dis hier wat my seentjie sê, my pa het nog nie eers die eerste bladsy gelees nie. Okay. So, Paulus skryf in 1 Korintiërs 3, en hy skryf aan die kerk. Hy skryf aan die vroeë kerk. Jy moet verstaan, Paulus, en as jy die vroeë kerk gaan kyk, dis 'n dinamiese kerk. Dis 'n kerk wat hulle sê, en daar's daagliks by die gemeente toegevoeg die wat gered is.
Dis 'n kerk wat uit sy nate uitbars. As jy gaan lees daar in Handelinge, dan kom duisende tot bekering en dit asof daar 'n proses van vermenigvuldiging is, want elke dag is daar nog honderde en nog duisende tot bekering kom. En hulle gaan van huis na huis en hulle breek brood. Dis nie 'n professionele kerk nie, dames en here. Dis nie opgeleide teoloë nie. Dis nie mense wat strukture het nie. Dis mense wat God liefhet. Dis mense wat gewillig is. Dis mense wat weet, ek het iets om te gee. Dis mooi te sê. Dis mense wat weet, ek het iets om te gee. En ek wil vir jou sê, jy het iets om te gee wat hierdie ou nie het nie. Glo jy my? Want jy het 'n storie wat so uniek is aan jou, dat baie min ander ouens kan daai storie vertel. Baie min ander ouens kan daai storie vertel. Maar weet jy wat gebeur? Ongelukkig kom jy ou vyand. En hy wil jou beroof van dit wat God wil doen. En hy sê vir jou, wie's jy? Wie's jy? Wie dink jy is jy? En jy ontwikkel jou 'n ander minderwaardigheidskompleks. So ek gaan nou nie iets vir Jesus doen nie, want wie? Die woord is duidelik, hy is die vader van die leuen, man. Is jy gered, bloedgewaste kind van God, dan is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Ek is die kop en nie die stert nie. Ek sal opgaan, ek sal nie afgaan. Kom aan, kind van God. Ons is Pinkstermense. Ons het die Heilige Gees. Ons sit in hemelse plekke en ons regeer. Ons het mag en autoriteit om die duiwelse werke te bind. Maar wie is ons? En dan loop ons daar in die wêreld van, oi sies tog, ek is maar net arme ek. Bestem om eendag, ons gaan nie daar. Maar die probleem is, die duiwel kom met 'n minderwaardigheidskompleks. En weet jy wat gebeur? Ongelukkig begin ons na ander mense kyk. Kom ons wees eerlik, en jy meet jouself aan ander, en jy luister wat ander sê. Ons almal was daar. Ek het ook rugby gespeel. Nou nooit eerste span gemaak nie. Maar ek het eendag 'n onderwyser wat vir my gehad het, jy skop die bol so woer, jy moet gaan golf speel. Toe sê ek vir hom, man, jy kan nie praat. Jou bene is dunner as myne. En jy is ouer as ek. Eet jou. En na jaar toe speel ek 4des, 3des en 2des. Ek is kaptein van die 3des. En ek sê vir hom, weet jy wat? Al speel ek 5de span, rugby sal ek rugby speel. Want jou opinie is jou opinie. Dis wat jy dink. Dit beteken niks as hierdie ou dit nie vat nie. En ongelukkig gebeur dit. Dit gebeur in die kerk ook, man. Kom ons wees eerlik. Hoeveel mense het al kyk, hoe trek jy aan? Dan kyk hulle jou so aan van, daai kom by die hoenderhok. Ja, dit gebeur. Kom ons wees eerlik, en mense maak my aanmerkings, en ouens, en nou wil ek ewe skrik nie die Here dien nie, en ek wil nie in 'n bediening wees nie, ek wil nie meer kerk toe gaan nie, want daai net dit gesê. Feite, so hoeveel van julle het al julle werk bedank? Come on! Weet jy, ons gaan nie kerk toe nie, want hulle sê ek trek sleg aan, en hulle sê ek sing vals, en hulle sê, so ek is klaar by die kerk. Dan kom jy by die werk, en sê, het jy daai en weer gesien? Maar jy bedank nie jou werk. Jy verander nie jou skool nie. So hoekom los jy die kerk? Hoekom los jy nie jou werk in die skool ook nie? Feite kinders van die Here, maar ek los die bediening, ek los wat God wil doen deur my, en, hy sies tog, die kerk skiet sy eie gewonde, is die wêreld in dit op. As ek moet luister na wat al die ouens by die werk van my sê, ek is al Hitler genoem, ek is al Wagter genoem, ek is al Stalin genoem. Iemand, 'n kind het al eendag vir my gesê, jy is die duiwel jouself. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, ek het vir jou slegte nuus, hierdie ou gaan nie verander nie. Hierdie ou is wie hy is. So, as jy my nie like nie, gaan soek vir 'n ander skool. Want ek bly waar ek bly. Ek het al 'n rugbyspeler wat my gesê het, jy is
'n generaal, jy maak vir ons dood op die veld. Toe sê ek, nou as jy nie wil speel nie, loop. Hierdie ou gaan nêrens nie. Jy sien, kind van God. En dan, voordat ek by die skrif kom, dink ons die kerk het professioneel geword. Kom ons wees maar eerlik, hoeveel van ons sit hier, en jy dink, daar is nie plek vir my nie, want die kerk het professioneel geword. Ek is een van daai ouens wat op 'n stadium so gevoel het. Here, daar's intercessors. Wat is 'n intercessor? Moet jy nou 'n graad hê om te kan bid? Jy weet, dit is so 'n eksklusiewe klub. Hulle stap in en daar's so amper 'n aura om hulle. En dan, jy wil net nie te naby aan hulle sit nie. Hulle is soos 911, hulle is op speed dial. As die bankbestuurder bel, intercessors, dankie Jesus. So ek hou bid. Want ek meen, dis mos nou vir intercessor. En dan is daar die voorsangers. Kyk, die kunstenaars, jy moet verstaan. Hulle trek mooi aan, hulle sing mooi. So, ek kan nie dit doen nie, liewe Jesus. En dan is daar, en ek sê dit tong in die kies, want dis die hartseer, is dat mense wil nie betrokke raak nie, want hulle het hierdie idee dat dit professioneel geword. Hulle het hierdie idee dat die kerk het eksklusief geword. Hulle het hierdie idee dat ek moet daar maar 'n somebody wees, jy weet. Ek moet daar my klerekas moet reg lyk. Die stem moet reg wees, die opvoeding moet reg wees. Kind van God. Hoekom het die kerk so eksklusief geworde? Behoede, daar moet tog net nie 'n boemelaar daar instap nie. Asseblief. En weet jy, ek het al daai pak slaag gekry. Want dan bel hulle my, dan sê, daar's iets by die kerk gebreek. Sit van, shot, ek sal my gaan regmaak. Staan ek daar kaalvoete in 'n rugby short, kaal bolyf. Man, oh man, daai maandagoggend word ek gebel. Die image van die pastoor. Sê wat nou? Broer, daar het 'n tannie ingekom. Ek spaai lief vir die tannie begrawe. Daar het 'n tannie ingekom. En sy het gevoel asof sy in 'n nagklap inloop. Want jy's kaal bolyf. En jy's kaal voete. En jy's in die huis van die Here besig om iets reg te maak. Dis wie ek is. As ek in die tuin werk ek kaal bolyf van die tuin. As ek die kerk se tuin gaan doen, moenie verwag ek gaan in 'n suit en 'n tie daar staan. All holy in 'n plantjie plant nie. Maar die kerk het professioneel geword. So die volgende keer toe ek gesê, jy werk ten minste in 'n overall. En jy ten minste safety boots aan. En jy sê ek vir hulle broers, dan doen ek dit nie weer nie. Verstaan my mooi. Nou kom, hierdie klomp, 1 Korintiërs 3. En hoor nou, wat gebeur hierso? En ek, broers, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos vleeslike, soos klein kindertjies in Christus. Hy praat hier met geredde, bloedgewaste kinders van God. Hy praat hier met mense wat die Here dien. Hy praat hier met mense wat in bediening is. Hy praat hier met mense wat nie jonk gered is nie. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. So hierdie ouens dien Here al 'n ruk. En Paulus sê, ek het julle soos 'n ou babatjie met melk gevoed. Maar in hierdie tyd moes julle al vaste kos eet. Julle moes al 'n bietjie volwasse gewees het. Maar ek kan dit nog nie doen nie. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander een van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus, wie is Apollos? Anders as dienaars deur wie julle gelowe geword het en dit soos die Here aan elkeen gegee het. En dis die hartseer, jy hoor dit so baie. Ek is nie meer voltyds in die bediening nie, maar toe ek voltyds in die bediening was, dan hoor jy die pastore, hoe gaan dit daar by jou? Geseën, broer. Kan nie beter nie. Die gemeente groei. Hy lieg, man.
Hy het issues, hy sukkel. En wat gebeur? Hy gee voor. As jy my vra, gaan dit die gemeente, dan sou ek vir jou gesê het, wel, daar's 'n paar moeilike mense. Skorrelkoppe, want hulle luister nie, en hulle maak my lewe nag, en ek het 'n goeie pastoorsvriend daar in die Kaap. Ek en hy bel mekaar, en ons is brutaal eerlik mekaar, en sy sê vir my, sê, Dani, ek sit hier met 'n ding. Sê ek vir hom, is dit 'n mens? Hy sê, ja, maar hy is ook nie mens, hy is moeilik. Bid, dan bid ek. Dan bel ek hom en sê ek vir hom, pastoor, ek het 'n probleem. Dis die probleem, bid. Jy sien, partykeer wil ons so, ons gemeente. Ons het nie probleme nie. Daar's nie issues nie. Dit gaan fantasties. En dan gaan dit nie so nie. En dan sê hy, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So een sê, ek het gepreek. As iemand het op bekering gekom, maar ek het die voorsanger gelei, weet ek ons nie heiligdom ingevat. Maar ons het gebid hierdie week. Weet jy wat? Ek kan die mooiste preek preek. Jy kan hier sing totdat jy blou is. Jy kan bid totdat jou knieë bloei. Dis God wat red. My woorde gaan jou nie raak nie. It's not gonna move you, it's not gonna change you. Dis die Heilige Gees wat dit gaan doen. Ek kan bid vir iemand solank as ek wil. Dis die Heilige Gees wat gaan oortuig van sonde, van geregtigheid, van liefde. En dis die Heilige Gees wat gemaak het daai ou sê, Here, red my siel. Die hartseer is, die eer kom my nie toe nie. En die eer gaan my nooit toe kom nie. Hy sê, maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy arbeid ontvang. Weet jy wat, hierdie is een liggaam. Ons het een doel. Ons het een job. En dis om siele te wen. En elkeen werk saam met mekaar. Ons werk nie teen mekaar nie. Maar hy sê, elkeen sal sy eie loon na sy arbeid ontvang. Weet jy, ek wil vir jou sê dat partykeer ek kan die hemel toe wil gaan en daar by Jesus staan en my vrou se loon wil hê nie. Ek kan die hemel toe gaan en my presiderende pastoor se loon wil hê nie. Maar Here, ek was in daai gemeente. Nou, wat het jy vir my gedoen? Wat het jy beteken? En dan kom vers 9. Ek wil jy mooi luister. Want ons, onderstreep daai ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is. Jy kan sê wat aan jou gegee is. Hy sê nie, want die pastoor en die kerkraad is medewerkers van God nie. Hy sê nie die pastoor en die intercessors is medewerkers van God nie. Hy sê nie die pastoor en die sondagskool is medewerkers van God nie. Hy sê ons. Ons is elkeen wat hier sit. En die hartseer is, as ek hier weggaan vandag, die vraag, wat gaan jy met hierdie woord doen? Jy sien, want kind van God, ek wil vir jou sê, dat ek wil my loon hê. En ek wil hom nie hier hê nie, asseblief, verstaan my mooi, ek wil hom nie hier hê nie. Dit gaan nie vir my oor geld nie, dit gaan nie vir my oor roem nie, dit gaan nie vir my oor aansien nie. Dit is vir my 'n ewel as ek na pastore luister wat vir my sê, ek wil soos Benny Hinn wees. Jy gaan nie Benny Hinn se salwing kry nie, man, jy gaan nie sy bankrekening kry nie. Ek kan jou nou al waarborg, jy gaan misluk. Wees wie God jou geroep het om te wees. En dan kom die vraag, wat gebeur in baie gemeentes? Ons weet nou, ons is medewerkers van God, maar baie gemeentes bars nooit uit hulle nate uit nie. Hulle bereik nooit hulle volle potensiaal nie. Hulle bid vir herlewing en herlewing kom nooit. Hoekom? Want hulle stap hier uit en hulle dink, die pastoor sal. Hy's 'n mens, man.
van vlees en bloed. Hy het foute, hy het tekortkoming. Die intercessor sal, dis mense. Wanneer is dit ek wil, Here? Wanneer is dit ek kan, Here? Ek sal, Here, ek gaan, Here, ek mag, Here. Jy sien, dis waar die probleem lê. Die probleem is dikwels by net nie ek nie. En dan kom Paulus, en jy kan gaan lees, hy skryf 1 Korintiërs 12 van die geestelike gawes, en hy sê aan, elkeen is 'n genadegawe gegee. Hy sê nie aan sommige, die uitverkores, die uitgesoektes, nie, hy sê elkeen. Maar weer eens, ek wil, Here. En wat gebeur nou? Nou wil ek vir jou sê, een van die groot goed, is mense sê, ek weet nie wat moet ek vir die Here doen nie. Ek weet nie wat is my roeping nie, ek weet nie waar om te begin nie. Gaan bid daaroor. Weet jy wat, ons probeer alles, ek is 'n pragmatiese ou, verstaan my baie mooi. Party kinders van die Here is so heavenly minded that they are of no earthly good. Jy weet, alles is so geestelik. Ek het 'n pastoorsvriend. Die Here weet ek is lief vir hom. Hy's 'n professor by Tuks. As jy met hom oor rugby praat, dan gaan eindig ons iewers hierso. Dan dink ek myself, ag broer, ek weet jy's lief vir die Jesus, maar op hierdie stadium kyk ek Springbok rugby, of ek kyk Vrystaat rugby, die laaste ding wat ek wil hoor is, maar het jy gesien, daai ou se gedrag weerspieël nie Jesus liefde. Dis rugby. Okay? Maar en dis wat gebeur, partykeer is ouens, weet jy, die engel Gabriël moet self vir my sê, jy's 'n Sondagskoolonderwyser. Dit gebeur nie altyd so nie. Partykeer moet jy net pragmaties wees, jy moet daaroor bid en jy moet die woord lees. En jy moet leer dat God praat met jou. Daar's 'n oortuiging wat hier kom, 'n vaste geloof, 'n vertroue, 'n sekerheid, en dan weet jy dis die bediening. Weet jy, ek het 'n kleintjie dood aan ouens wat hulle moet tog net vir my profeteer. Ek sal nooit vergeet, ek was jonk in die bediening en ons kry 'n profeet, en daai ou is een op aan 'n hiel by die cowboy, en hy spring daar van 'n bank af en hy hardloop na my toe. En hy sê vir my, die Here sê! En ek kyk hom so van, really? Nou wat sê die Here? Jy's 'n evangelis, man. Jy gaan die wêreld vol toe. Amerika, Europa. Jou voete sal gaan waar niemand anders gegaan het in hierdie gemeente. En ek stap uit en ek dog, jou satans gebroedsel. Ek is eerlik, want die Here het niks vir my gesê nie. Niks. Ek het nie woord nie, ek het nie skrif nie. Ek is geroep om 'n herder en 'n leraar te wees. En een pastoor loop my storm en hy sê vir my, dis my woord. Ek sê, wat weer is jou woord? Ek sê, ek weet die Here sê dit vir jou, want dis jou begeerte, dis die brandende vuur binne jou. Hierdie ou het misgevat. En toe hy bel om te hoor, waar is ek? Sê ek nie, ek is nog steeds in Sassel. Ek doen huisbesoek en ek geniet dit. En ek preek en ek geniet dit en ek is geseënd. Want ek weet wat die Here vir my gesê het, ek weet wat my roeping is, ek weet waar my salwing lê, ek weet waar my bediening lê. Jy sien, kind van God, partykeer jaag ons goed wat ons nie veronderstel is om te jaag. So kom in jou binnekamer, kom op jou knieë en sê vir die Here, wys my. Want dis tussen jou en God. Dis nie tussen jou en die wêreld nie. God skinder nie by mense nie, man. En daar's te veel profete wat dink God skinder daar buite. Vergewe my as ek dit sê. Maar ek het al daai stel 100 keer afgetrap. Ek het daai stel al te veel keer moes hoor. En dan dink ek, jy sit die pot mis. Want waar roep God vir Dawid? Tussen die skape, in die veld. Daar kry hy sy roeping. Waar roep hy vir Moses? By 'n brandende bos in die woestyn alleen, man. Dis 'n intieme gesprek tussen hulle en God.
Dis word nie aangekondig die hele wêreld in dat, ek meen, 'n koning, 'n skaapwag. Kom aan, let's be honest. Moses, die redder van 'n volk, hy's 'n moordenaar. En nou bring dit my volgende punt. Jy sien, ek en jy voel partykeer, Here, ek kan nie. Kon Dawid? Weet jy wie was Dawid? Hy was 'n moordenaar. Stem julle saam? Hy maak 'n man dood om by sy vrou te slaap, om 'n buiteegtelike kind te hê. Ek meen, kom on. Dink, kom ons sê vir 'n oomblik, sou jy so iemand 'n bediening toelaat? Ek meen, really? Check die ou se resume, check sy CV. Hy's 'n warrior king. Al wat 'n nasie is, hardloop weg vir die ou. Hy verloor nie 'n oorlog nie. Hy's bloeddorstig. Hy het bloed op sy hande. Hy kan nie die tempel bou nie. En tog sê God, 'n man na my hart. Wie's Moses? Hy hakkel. Hy's 'n moordenaar. Hy's 'n coward. Hy hardloop weg, man. Hy's 'n bangbroek. Hy's 'n lafaard. God gebruik hom. Wie's Noag? 'n nobody wat later sou dronk word. Nee, hierdie ou is nie 'n argitek nie. Hy's nie 'n siviele ingenieur nie. Tog bou hy een van die grootste houtbote in mensgeskiedenis. Maar weet jy wat? Kind van God, ek wil vanoggend vir jou sê, as God hierdie ouens kan gebruik, hoekom kan hy jou nie gebruik? Wat is die verskil? Dawid sê, Here, ek is gewillig. Dawid sê, Here, as ek 'n fout maak, vergewe my. Dawid sê, Here, hierdie ou met al sy nonsens, in sy draadwerk, in sy seer, in sy pyn, en verstaan my, Dawid hy's nie gevrywaar van pyn nie. 'n Kind sterf. Hy het die reg om vir God kwaad te wees. Hy het die reg om vir God te sê, why? Hoekom? Hierdie kind was onskuldig. Hy het die reg om sy rug op God te draai. Hy het seer, man. Maar God sê, because I love you, and because you're willing, dan maak ek jou able. En ek en jy sit hier, ons dink, en weet jy mag toch sê, ja pastoor, het is maklik om het te sê. Het is maklik om het te sê. Maar ek onthou 'n gesprek met 'n sogenaamde profeet wat vir my vrou sê, ons gaan noord. Ons tweede kind sal 'n seun wees. Ons gaan 'n magtige gemeente hê. Sal 'n goeie swangerskap wees. En ek kry 'n oproep, Riversdal toe. Nou gaan ek Riversdal toe, nou ry ons. Nou bel die voorsitter van die gemeente my en hy sê vir my, broer, ons is 20.000 in die rooi. Sê vir hom, die Here het gesê ek moet kom. Ek weet nie ook met die Here het gesê ek moet kom. Ry Riversdal toe, ons gaan preek daar. My vrou swanger met 'n dogter wat ons amper 3 of 4 keer verloor. Toe klaar gepreek is, stop ek van die kansel af en ek sê vir my vrou, dis ons gemeente. Stupid. 20.000 in die rooi, tweede kind op pad. Oudste een is amper 3. Ek sê vir haar, dis ons gemeente. Daai maandag, toe bel die visievoorsitter vir my en sê vir my, ons het iemand anders beroep. Ek sê vir hom, ek het vir jou gesê, dis ons gemeente. Hy sê, ek weet. Die Here sê, dis jou gemeente. Maar die kerkraad het besluit, dis goedkoper om 'n ou ander kan die berg te beroep. Die eerste keer in my lewe sit ek en ek sê vir die Here, why? Ek sê vir die Here, ek is klaar met die bediening. Ek klim uit die bootjie uit. By 'n gemeente waar 2 pastore die gemeente uit mekaar uitruk oor finansies. En nie lank daarna nie,
staan ek 'n Sondagoggend op en ek sê vir my vrou, nou maak ek tyd. En dan. En ek stap by 'n drankwinkel in en ek koop 'n bottel rum. Ek sê, die wêreld sê hierdie werk, hy maak jou vergeet. En vir 2 tot 3 jaar sit ek by die huis. En op 'n Sondag, as die ouens in die kerk sit, ek is deel van 'n kerk, verstaan my mooi, ek is deel van 'n kerk. Ek is op hulle boeke. Nie 'n pastoor kom besoek my nie. Hulle bel my nie. Hulle beklei oor geld. En dan as hulle op 'n Sondag, gloria, halleluja, dan sny ek gras, en ek maak tuin, en ek drink 'n glas rum. En ek sit daar en ek sê vir die Here, hierdie ou het gefaal, hy's 'n mislukking, hy's 'n nobody. Hy's stikkend, hy's seer. Die kerk het vir my vergeet. En weet jy wat? Op 'n stadium sê my vrou, ons gaan die kerk. Ek sê, as jy gaan aflaai man, jy's welkom. Maar hierdie ou gaan die kerk toe. Kan jy dink wat gaan die wêreld van my sê? Sy plap, teruggeval, stikkend, useless. En wat gebeur? Ons stap by 'n gemeente in. En my kinders gaan Sondagskool toe, hulle sê, ons sal hier bly, dis lekker. En ek dink myself, lekker vir julle is lekker vir my. In die tweede Sondag, toe gee ek my hart weer vir die Here. En daai pastoor stap na my toe en hy sê vir my, God is nie klaar met jou. En ek sê vir hom, jy weet net mooi niks. En weet jy wat? Vir die eerste keer in my lewe kan ek by 'n ou sit en hy sê vir my, God is klaar met my. Ek sê vir hom, is God klaar met jou? Ek sê, want ek het misluk. Hy sê, want ek syp se vis. Hy sê, en ek het al die seer. En ek kom sê, weet jy wat? Ek was daar. Ek verstaan dit. Ek verstaan hoe ver God voel. Ek verstaan hoe moeilik dit is. Ek verstaan hoe seer jy het. Maar laat ek jou iets vertel. He's not done with you yet. There's still a plan. There's still hope. There's still a future. Maar ek moes op 'n punt kom waar ek sê, Here, ek wil. En ek besluit, Here, ek wil. Nooit weer wil ek daai pad loop nie. Nooit weer wil ek daar sit nie. Ek wil U dien met alles wat binne my is. En weet jy wat? Dit is maklik om te sê, dit gaan nooit met my gebeur nie. Dit gebeur in 'n oomblik, in 'n oogwink. Dit is maklik om te sê, ek sal nooit daai pad stap nie. En daarom wil ek vir jou sê, kind van God, ons dink dalk die Bybelhelde is super. Hulle was maar mense soos ons. En as God dit vir my kan doen, kan hy dit vir enigiemand doen. God sê, ek is nie 'n aannemer van die persoon nie. God kyk nie vanoggend na jou agtergrond nie. God kyk nie vanoggend na jou vermoëns nie. God kyk nie vanoggend na jou bankrekening nie. God kyk nie eers vanoggend na jou klere nie. God kyk na jou hart. En die vraag is, wat sê jy vanoggend? Wat sê jy vanoggend? Ek wil afsluit en vir jou sê dat aanvaar jou roeping. Dis die laaste punt wat ek gaan maak en dan dis een groot probleem wat baie mense maak. Here, ek is nie wat U sê ek is nie. Here, ek is dit. Moenie daai fout maak nie. Te veel mense maak daai fout. En jy sien dit oral in die wêreld. Ek kry 'n atleet af, Tsepang Motsekwene. Sy word haar vorige afrigter is Norman Dlomo, silwer medalje Olimpiese atleet. Sy kom na my toe en ek sê vir Norman, you're breaking this kid. She's not a 800 runner. She's a 3000 runner. You need to accept
She's a 3,000 and a 5,000 runner. Sy hardloop teen Caster Semenya, sy kom 60. Ek sê vir haar, Tsapang, do you trust me? You trust me. Sy sê vir my, yes sir. Ek sê, will you run a 5,000? Sy sê, ja. Vat haar, ek sê vir haar, 19 minute. Sy sê vir my, dis nie moontlik, dis van 19 minute, dis wat jy gaan hardloop. Sy sê, en ek sê, ek gaan 20 minute hardloop. Op daai stadium toe ek ook al in my 30's. Ek sê vir my beste seunsatleet, jy hardloop vandag onder 17 minute. Hy sê vir my, dis nie moontlik, jy my hardloop onder 17 minute. Ek hardloop 20 minute. En ons spring weg en ons hardloop baie wedloop. In die eerste kilo hardloop ek in 3 minute dood. Pas is geset vir 15 minute. En ek klap hy sê op sy skouer, ek sê vir nou gaan jy. Ek hardloop agter. Ek sê vir Tsapang, jy bly voor my. As ek jou vang, het jy moeilikheid. En weet jy wat gebeur? Hy seun hardloop 16 minute 22 sekondes. Ek en Tsapang maak klaar saam 18 minute 36. En ek sê vir accept you're a 5,000 runner. En weet jy wat in God? God doen presies dieselfde. God sê vanoggend vir jou, jy's myne. You have a purpose. You have a calling. God gaan altyd agter jou wees. Maak nie saak hoe ver jy val nie. Maak nie saak hoe useless jy voel nie. Maak nie saak hoe moeg jy is nie. En weet jy wat? As jy dink jy wil gaan sit, dan gaan God sy hand op jou skouer sê, sit en sê, go! Go! Jy kan! Jy kan! Jy kan! Vanoggend wil ek vir jou sê, dalk het God jou geroep vir 'n spesifieke bediening, maar jy sê, Here, dis nie ek daai nie. Maar ek vir jou sê, dit is jy daai. Ons like nie altyd daai bedieninge, jy glo, ons like dit nie altyd. Ek is so eerlik. Dis nie altyd lekker om 'n herder te wees nie. Vra my. Ek het mense gaan uithaal in hole. Ek het kinders laat wegvat deur die welsyn. Ek het by menigte 'n bed gesit, waar ander pastore nie wil sit nie, waar mense besig is om dood te gaan. En dan sê die dokter vir my, jy kan maar ry. Sê ek, nee, ek sal ry, as jy die laken oorgesit het. Niemand moet alleen doodgaan. So weet jy wat, daar is ook party goed dat ek niks like het, ek vir die Here sê, Here, ek hou regtig nie daarvan. Maar dan sê die Here, you keep going. Ek gaan vra of kan die orgel vir ons speel asseblief. So ek wil afsluit en ek wil vir jou sê, kind van God, jy mag dalk hier sit, en jy mag dalk sê, nie ek nie. Timoteus was 17, toe die Here hom geroep het. Jesus was 12, toe die eerste keer in die tempel gepreek het. Herlewing in Suid-Afrika het begin, in Andrew Murray se gemeente, toe 'n 13-jarige meisietjie haar hande opsteek en sy sê, come Holy Spirit, I need thee. Come Sweet Spirit, I pray. En in 'n NG gemeente in die Kaap word 'n kind met die Heilige Gees gedoop. In Pinkster versprei se veldbrand oor die hele Suid-Afrika. Jy is te jonk nie. En ek wil vir jou sê, dalk sê jy, my pastoor,
Jy ken nie my hele storie nie, dan wil ek vir jou sê, gaan lees Matteus 1. Ek het nie gedink gaan die ingooi nie, maar gaan lees Matteus 1. Net die eerste stuk. Dan gaan kyk jy, Jesus se geslagsregister is vol moordenaars. Is vol mense wat misluk het. Daar's 'n buiteegtelike kind in Jesus se geslagsregister. Here, my ouers wou my nie gehad het nie, ek's ongelukkig, ek moes nooit hier gewees het. Ek was nooit beplan nie. Jy was beplan, God het jou beplan, man. In daai geslagsregister is daar iemand wat nie eers uit die volk Israel gekom het nie, sy's ingetrou, sy's 'n heiden, man. Dan sê God vir jou vanoggend, jy is genoeg. God sê ek wil jou gebruik. God sê jy kan 'n verskil maak. En weet jy wat? Al was jy die toilet, maak jy 'n verskil. Want iemand moet op daai toilet gaan sit. Al sny jy die gras, maak jy 'n verskil, want iemand gaan nie verbyry. En hy mag dalk net besluit, ek wil hier kom kuier. Staan jy by die deur en jy skud 'n hand en jy sê net, Jesus loves you, maak jy 'n verskil. Die mooiste wat ek gesien het is, julle pastoor wat hier was, Leon Duisel, gaan preek by hom Klokkelaan. En ons bedien daar en dis wit gesnie. Karre wil nie staart nie, ons moet kerk toe loop. En na die tyd is daar 'n ou maatjie van 91. Sy loop kerk toe. Sy loop kerk toe. En ek en Leon in die laan en my vrou stap huis toe, daar gaan ou maatjie met haar loop raam. En ek sê vir Leon, waar gaan sy? En Leon sê, weet jy wat? Haar 2 beste vriendinne was die vanoggend in die kerk. Sy gaan net eers vir hulle bid. Sy gaan net eers seker maak, hulle is alright. En elke Sondag sê Leon vir my, het sy gekyk, wie's nie in die kerk. En dan sy gestap, net aan die deur gaan klop. Net vir hulle gesê, net vir jou bid. Sy het 'n verskil gemaak. Die koortjie sê, as julle julle oë sal sluit, buig die hoofde. Die koortjie sê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Here ontmoet? Dan wil ek vanoggend sê, Here, ek wil nie gaan met leë hande nie. Ek wil nie in die hemel opdaag. En sê, Here, ek het U gedien. Ek was in die kerk. Ek het my 10de gegee. Here, ek was daar. Maar nie een keer het ek 'n verskil gemaak. Nie een keer het ek vir iemand 'n stukkie hoop gegee. Nie een keer het ek iets gedoen nie, want jy sien, kind van God. Die pastoor van hierdie gemeente werk nie waar jy werk nie. Hy gaan die skool waar jy skool gaan. Hy praat nie met die mense met wie jy praat nie. Jou wêreld is baie groter as sy wêreld. En al wat jy hoef te doen is om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Gebruik my. Somtyds hoef jy nie eers vir iemand te vertel van Jesus nie. Somtyds is dit 'n drukkie. Somtyds is dit 'n toebroodjie uit jou kosblik. Somtyds is dit net 'n telefoon op. Of vanoggend wil ek vir jou sê, as jy hier sit en jy sê dalk, Here, wie is ek? Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie.
dan wil ek vir jou bid. Want God sê, jy's meer as genoeg. En God sê, ek het jou so lief. En ek wil jou so graag gebruik. En ek wil so graag hê. Jy moet 'n verskil maak. Of dalk sit jy en jy sê, Here, iets het langs die pad gebeur en ek wil net nie meer nie. Dan wil ek vir jou bid. En weet jy, ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie, ek gaan nie vir jou vra om daar vorentoe te kom nie. Net daar waar jy is. Wil jy nie in hierdie oomblik opreg eerlik met jouself wees? En ek praat nie van 'n aansit eerlik nie. Want dit is tussen jou en God, niemand anders weet nie. Maar wil jy nie dalk daar vir God sê, Here, ek weet nie. Here, ek wil bid vir elkeen wat vanoggend ingesluit wil wees in hierdie gebed. Myself ingesluit. Here, om te sê, ek wil bruikbaar wees. Ek wil diensbaar wees. Here, maar in besonder wil ek vir hulle bid, wat dalk sê, Here, I'm not good enough. Here, dalk is dit 'n minderwaardigheidskompleks, dalk is dit verwerping, dalk is dit iemand het iets gesê, hulle het iets gedoen, dalk is dit my ouers, 'n onderwyser, vriende, en ek voel so sleg oor myself, ek voel soos 'n nobody, ek voel soos 'n loser, ek voel soos iemand wat life has no meaning. Here, dan wil ek in hierdie oomblik bid dat U soete Heilige Gees nou en daardie persone se lewe sal kom inspraak lewer. Dat hulle sal besef, U het hulle so lief gehad, dat U het vir hulle gesterf. U het betaal vir hulle sonde. Here, U het houe ontvang om te genees elke siekte. U het net 'n fisiese siekte nie, maar daardie siekte van depressie, daardie siekte van verwerping, daardie siekte van minderwaardigheid, daardie binding wat oor 'n lewe is, kom ons vernietig in die naam van Jesus Christus. En ons vra, Here, skep in hulle 'n nuwe identiteit. Here, 'n goddelike identiteit, dat hulle sal weet, hulle is koningskinders, hulle is prinse en prinsesse, hulle is meer as oorwinnaars, hulle is gesalfdes en geseëndes. Here, dat hulle nie arrogant sal wees nie, maar dat hulle met selfvertroue hier sal uitstap en sal verklaar, vandag is die eerste dag van die res van my lewe. Vandag is ek tot alles in staat, want Jesus Christus sê so in Filippense 4 vers 13. Vandag is ek 'n bloedgewaste kind van God. Here, wek soldate op, wek manne en vroue op wat nie beskaamd sal wees nie, maar wat sal sê, ek kan, ek wil. Here, ek wil ook bid vir hulle wat die duiwel dalk van gesteel het. Here, wat jare terug dalk al bediening opgegee het, wat jare terug al gesê het, Here, daar's soveel ander. Wil U die vanoggend kom, Heilige Gees, en kom inspraak gee in mense se lewens, dat hulle sal besef, ons almal is medewerkers. Ons almal is betrokke, vir ons almal is daar weggelê 'n ewige kroon en 'n ewige loon. Here, sodat wanneer ons eendag daar in die hemel sal kom staan, dat ons hoor, mooi so my goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy aangestel. Here, wat 'n voorreg sal dit wees as U in daai oomblik 'n kroon op ons kop sit en sê, omdat jy geluister het, omdat jy gebid het, omdat jy gebel het. Here, ons weet nie wie almal tot bekering kom nie. Here, maar net dalk sal ons eendag in die hemel sien, as U vir ons wys en sê, omdat jy geluister het. Omdat jy geluister het. Here, my gebed is herstel. Herstel vanoggend, vernuwe vanoggend. Here, dat hierdie gemeente 'n gemeente sal wees van hoop, 'n gemeente van liefde. Here, dat hierdie gemeente werklik waar 'n verskil sal maak in hierdie gemeenskap en dat hierdie gemeenskap U liefde sal sien, tasbaar. In Jesus naam, dank ons U daarvoor. Amen.